Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Toe Josef gaan kyk het, hoe dit met sy broers gaan wat besig was om hulle vader se kleinvee op te pas, sê die woord in Genesis 37 vers 18 en 19. En hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom daardie dromer aan. Een ding wat die vyand haat, is mense wat groot drome het vir hulle lewens. Hy haat mense wat dit waag om te droom en wat in beter en groter dinge glo. Al het Josef se broers hom gehaat oor die droom wat hy gehad het Josef nie opgehou droom nie. Moet nooit dat mense jou laat ophou droom nie. Toe Josef se broers hom in die put gooi, het hulle sy jas uitgetrek. En hierdie jas het sy pa se guns verteenwoordig. Net so, sal daar tye op pad na jou Godgegewe drome wees, waar daar geen uiterlike tekens van guns sal wees nie. Daarom is dit belangrik dat 'n mens sal leer om nooit die omstandighede te gebruik om te probeer bepaal of God se guns in jou lewe is nie. Moet nooit twyfel in wie jy is en in wie jou vader is nie. Josef het geweet dat geen put of swaar kry hom van God af kon wegskeer nie. So wat doen jy wanneer dit lyk of jou hulpbronne opdroog en al jou geleenthede besig is om te verdwyn? Wanneer jy van uiterlike guns gestroop is en jouself in 'n opgedroogde put bevind, moenie toelaat dat die vyand jou droom doodmaak met negativiteit en omstandighede nie. Wanneer dinge moeilik raak, begin om God te loof vir dit wat hy in elk geval nog gaan doen. Prys hom vir die deure wat op die punt staan om oop te gaan. Terwyl Josef in daardie opgedroogde put gesit het dit nie gelyk of die droom sou gebeur nie. Maar God was steeds besig om in sy lewe te werk. Jy sien dit dalk nie op hierdie oomblik in jou huidige omstandighede nie. Maar God werk steeds en jy sal sien hoe jou droom bewaarheid word as jy net aanhou glo. Here, dankie vir die drome wat U in my hart gesit het. Help my om enige struikelblokke wat op my pad mag opduik te oorkom en gee my die krag en deursettingsvermoë wat ek nodig het om aan te hou en om vorentoe te beweeg. In Jesus naam bid ek dit.